Everything is Waiting for You by David Whyte. Your great mistake is to act the drama as if you were alone. As if life were a progressive and cunning crime with no witness to the tiny hidden transgressions. To feel abandoned is to deny the intimacy of your surroundings. Surely, even you, at times, have felt the grand array, the swelling presence, and the chorus crowding out your solo voice. You must note the way the soap dish enables you, or the window latch grants you freedom. Alertness is the hidden discipline of familiarity. The stairs are your mentor for things to come. The doors have always been there to frighten you and invite you. And the tiny speaker in your phone is your dream ladder to divinity. Put down the weight of your aloneness and ease into the conversation. The kettle is singing even as it pours you a drink. The cooking pots have left their arrogant aloofness and seen the good in you at last. All the birds and creatures of the world are unutterably themselves. Everything is waiting for you. Genesis 3 verse 8 tot 10. Toe hoor hulle die stem van die Here God, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. En hy sê, waar is jy? En hy antwoord, ek het u stem gehoor, en ek was bang, daarom het ek weggekruip. Goeiemôre, dit is baie lekker om weer saam met jou te kuier. Ek en Frida en Dion het besluit om die volgende reeks te noem, die wegkruip van die liefde. So wegkruip, weg, dui op afstand, en die kruip klein maak, laag pik. En dis presies wat wegkruip is, so om jou klein te maak. En dan die paradoks, vir wat maak jy jou klein? Vir wat kruip jy weg? Vir die liefde. En jy moet vra, maar hoe is dit moontlik dat ek en jy nee sê vir dit wat ons die nodigste het in hierdie lewe? Is dit omdat dit te groot is? Het ek nie die moed om dit te sien? Hoekom gaan sit ek in die skaduwee? So hulle sê mos, waar die lig die sterkste is, daar's die skaduwee die grootste. En dit lyk my hier's die patroon, hoe nader God in ons kom, hoe meer beweeg ons na die skaduwee toe. Daar's baie maniere wat ons kan help om wegkruip te verstaan. In die sielkunde byvoorbeeld sal hulle sê, dis 'n verdedigingsmeganisme wat jy emosionele nabyheid afkeer en vanaf wegkom. So jy het dalk 'n pa en 'n ma gehad, hulle was nooit daar vir jou nie, en jy wil nie weet deur daai seer gaan nie. So nader jy kom, hoe meer stoot jy weg of kruip jy weg. In die neurowetenskap sal hulle sê, man, dis 'n kortsluiting van jou senuweestelsel. Jy gaan veg, jy gaan vlug, jy gaan wegkom. En dis die biologiese selfbeskerming waarvan jou kop nie eens rekening mee hou nie. En dan ek dink wat baie relevant is vir my en jou vandag, is die sosiologie wat sê, hoe lyk hierdie wêreld? Ons word die hele tyd afgelei. Ons het fone, ons het iPads, ons het rekenaarskerms, ons het wat doen? Dit normaliseer wegkruip. Ons sit in 'n tafel, dan sit ons op ons fone, ons sit in gesprekke, gaan ek eerder op my foon, hoekom? Ek hoef nie die moeite te doen om te connect nie. En ek hoef ook nie lank daar te bly nie. En dan die beautiful blik wat God vir ons gee, en wat die teologie bring, na die gesprek toe om jou wegkruip te verstaan, en hoe jy daar kan uitkom. Daar's 'n diep
geestelike dimensie wat ongelooflik kragtig is. So Paul Tillich, 'n teoloog, hy sal sê, die eerste storie van die Bybel gaan waaroor? Vervreemding. So, die mens word bang, daar's skaamte, wat doen hy? Hy kry 'n masker. Wat doen hy? Hy bly agter daai masker. Dis die vraag, waar is jy? Dis nie geografiese inligting wat God vra. Sien jy waar jy daar is? En wat is dit wat jou daar hou? En dit breek 'n koneksie. Om so te sit beteken enige iets wat tussen my en jou gebeur. Ek bedoel, hoe sal dit vir jou voel as ek die hele tyd moet praat en ek praat, jy gaan nie voel ons is naby mekaar nie. Baie verhoudinge werk so. Dis afstand. So hoe kom ons daar uit? Jy moet gesien word. Dis wat jy moet doen. Vir my die mooiste ding met kinders is jy nou peekaboo speel of was hy, das hy. Sodra jy sê, das hy, het jy gesien wat gebeur in 'n kind? Hy lewe. Daar's 'n storie met Hagar in die Bybel, so sy's 'n slaaf, sy's 'n vrou en sy's 'n migrant. 'n drievoudige onsigbaarheid wat haar doodmaak. En dan verander haar lewe met wat? Sy is die vrou wat God om sy eerste naam gee, Elroy, die God wat sien. En dan sê sy het die Here wat met haar gespreek het genoem. U is 'n God wat sien, in Genesis 16 vers 13. Kan jou lewe verander. Wat sien God? Hy sien die naaktheid, hy sien die vrye blare, hy sien die vrees, hy sien die angs, hy sien alles en hy kom in dit na hulle toe. En hy help hulle dat hulle iets van dit kan sien. Waar is hulle? So vir 'n oomblik, dink net aan hierdie enorme illusie van 'n solo drama waarop ek en jy gaan om alleen te kom, of om net te voel ons is alleen, of om te voel mense is nie daar vir my nie, en God is nie daar vir my. So die eerste oortreding gaan regtig nie oor 'n appel wat mense geëet het, of 'n vrug nie. En dat God so kwaad geword het, dat hy nou die hele wêreld straf, en sy eie seun doodmaak. Dit is eintlik absurd, en is baie keer hoe ons die storie vertel. Dis presies die teenoorgestelde. Dis God wat ons mensheid so deernis het met dit, dat hy nie anderster kan as om betrokke te raak en te probeer naby kom aan dit nie. Wil jy weet wat sê hel? So C.S. Lewis het iets beautifuls geskryf. Hy sê oor dis nie, asseblief, dis nie 'n plek nie. Die logiese eindpunt van jou wegkruip is hel, want hoe meer jy isoleer, hoe meer sny jy jou af en hoe dieper gaan jy in isolasie in. So die gedig van David Whyte's baie mooi, hy sê, your great mistake is to act the drama as if you were alone. Jou grootste fout is, jy is nie alleen nie. Maar weet jy wat, nou begin jy 'n drama, en jy begin die akteur te word, en jy speel die hoofrol, dat jy alleen is. Jy moet jou pad uitwerk. Jy gaan hierdie dinge maak werk. En jy sal dinge regmaak. Hy sê ook, as if life is a cunning crime, with no witness to our transgression. So asof God nie weet van ons oortredinge en van ons sukkel. Maar God is reeds in dit, daar vir my en jou. So vraag wat ek kan vra in hierdie isolasie, so wat was die sneller? Wanneer het jy weggegaan? Wanneer maak jy jouself klein? Dis baie keer 'n woord, 'n oomblik, 'n gebeurtenis, 'n gedagte. Ons jy weg. Ek hou nogal van die Engelse emotional charge. So ons het so 'n mannegroep gaan en staan ons in 'n groep en kyk net na mekaar. En baie keer is vir iemand kyk nou hou jy nie van 'n sekere. Dis 'n emotional charge. Jy sien, hier is die belangrike ding.
ongelooflik belangrik, is dit het niks met jou kop te doen nie. Jou liggaam weet dit voordat jou kop dit weet. En 'n wonderlike ding wat ons kan doen is, hoe kom ek nader aan my lyf? Wat voel ek op hierdie oomblik? Wat gebeur met my? 'n tweede ding wat my kan help is, hoekom kruip jy weg? Ek kan dit vir jou antwoord, want die Bybel antwoord dit vir jou. Jy wil nie die risiko neem van intimiteit nie. Dis dit. Jy wil nie glo dat die lig wat hierdie skaduwee veroorsaak, en jy koop in die skaduwee, is dit wat nou jou kan vashou en wat jou kan help. David White, hy sê, to feel abandoned is to deny the intimacy of your surroundings. So isolasie is net 'n ander manier om te sê, ek ontken die intimiteit van alles wat nou hier naby of om my is. Johannes 5 vers 19, 1 Johannes 5 sal hy sê, bly in die liefde. Sien, ons bly nie daar nie. Ons gaan eerder weg van die liefde. Want om haar te bly, vra dat jy moet connect, dat jy nou naby moet kom, dat jy die moed moet hê om beter te verstaan. Maar wat beteken hierdie nabyheid? En om weg te gaan is nie noodwendig 'n groot oortreding wat ek gedoen het, want hierdie was regtig nie iets groots wat gebeur het met Adam en Eva nie. Dit het baie keer te doen met die goeie wat ons gebruik waarmee ons wegkruip. Want weet jy hoekom doen ons dit? Want dit word nie bevraagteken nie. Soos byvoorbeeld iemand wat skaam is. Ons sê, ag, shame, jy weet, hy's bietjie skaam. Skaamte, ten diepste, is 'n vrees om gesien te word. Daar's ook iets wat 'n nee moet sê, waarvoor ons nee moet sê. Soos Gideon wat sê, nee, Here, ek kan nie gaan nie, ek kom uit die geslag van Manasse uit. Hy maak homself klein. Of mense wat totaal onafhanklik wil wees, dis die vrees om afhanklik te wees. Ek kan nie wees nie. Jy het vir Elia gesien, hy's op die berg, hy daag die gode uit, dis vuur, hy bid vuur uit die hemel uit, hy's die grootste Here wat daar is, want hy is ten volle in beheer. En dan kry hy een briefie van die Sebel, en dan kruip hy weg onder 'n bos, en hy sê, Here, maak my dood, want hoekom? Hy is nie in beheer nie. Mense wat so perfek wil wees. Hoekom wil jy so perfek wees? Want al wat jy doen is jy steek jou onperfektheid weg. 'n Pa wat net die hele tyd wil raad gee, is irriterend. Dit vernietig 'n kind. Hoekom? Want ek's nie bereid om te sit in die ongemak van dat ek nie weet nie. En om net te voel wat jou kind voel. Dis soos die vriende van Job. Ek sal vir jou sê wat dit is, en ek het Bybelverse wat dit is, en ons vergeestelik hierdie goed. Dit is vernietigend. Of en ek weet, ek is skuldig daaraan, en Wilma wys dit baie keer vir my, om net 'n grap te maak, so ek voel ek in 'n hoek kom, om met humor uit te kom, so Sarah. Sy hoor sy word so, sy lag, want dis te groot om naby aan dit te kom, so ek kom weg daarmee. Kan jy sien hoe jy wegkruip en self met die goeie goed? Ek wil afsluit. Die storie in die Bybel is dat God is in jou wegkruip en in jou isolasie. Dis die mooi. Dat dis presies daar waar hy jou ontmoet. En kyk bietjie die beweging in hierdie teks. So, wat doen hulle? Vrees wat doen? Vat jou weg. God sê, waar's jy? Daai afstand word oorbrug deur wat hy vra en deur wat hy doen. En dan vra hy, hoekom kruip julle weg? Hoekom? En die vraag is nie om hulle te shame nie. Die vraag is dat hulle kan sien waar agter hulle wegkruip. Die vraag help hulle om woorde te sit, om 'n ruimte te maak vir hulle eie stem. En dis die krag van gebed,
Hoe meer ek woorde sit by dit wat ek nie eens kan verstaan nie, wat ek nie weet wat aangaan, by my onsekerheid, by my angs, soos wat die psalms ons leer, hoe nader kom ek aan dit wat werklik daar is. Gaan nie oor hoe reg ons bid nie, dit gaan oor hoe eg ons bid. En nou gebeur daar iets, en in vers 10 sê Adam die volgende, hy sê, ek het u gehoor, en nou praat hy, ek was bang. Hy sê, en daarom het ek weggekruip. En dit beteken nie, hy is nou gefiks en alles is nou reg nie, later begin hy weer te blameer, maar dis waar die skuif en die insig kom. Hy begin te sien hoe God sien. David White sê, put down the weight of your aloneness and ease into the conversation. Dis presies dit hier's 'n gesprek. Dit bring ons uit dit uit. Hy sê, the kettle is singing even as it pours you a drink. They see the good in you at last. Everything is waiting for you. Selfs die omgewing sal vir my sê, ek is daar vir jou. Alles, hierdie hele skepping, sê ek is daar vir jou, en alles wag om dit vir jou te sê. Isolasie is die selfmoord van die siel, wegkruip. En God wil jou uit dit uitkry. Dalk voel jy, maar God is nie daar vir my, ek hoor God nie. Dalk voel jy, ja, maar ek voel disconnect myself, en ek sukkel so, my hele lewe is maar 'n reeks van verhouding wat eintlik nie werk nie. Dis 'n ander manier wat God vir jou sê, hier is my liefde vir jou. En dit wat jou weghou, kan doodgaan. Is dit die vrees, is dit die skaamte, wat is dit wat moet sterf, dat jy nie nabyheid kan ervaar. Dalk net die laaste gedagte, en jy weet, hulle gebruik vyeblaar om weg te kry, en dan kom jy verander aan, sê God, nee, ek sal vir julle klere gee, en dis die eerste keer wat 'n dier moet sterf, hulle kry velle om te dra, wat meer permanent is, en ek weet nie, dalk is dit nou maar net simbolies, want reg deur die Joodse geskiedenis speel offers dan 'n groot rol, in iets wat moet doodgaan, dat daar vryheid en vergifnis kan wees. Mag dit wat jou laat wegkruip, mag dit sterwe. Mag God jou die vermoë gee om dit te kan oorgee, en mag jy die bevryding ervaar wat God se liefde vir jou skenk in ons diepste wegkruip. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U alles sien, en dat U nou alles weet, en alles ook sien wat ek nodig het, en dat U dit vir my wil gee. Amen. Dankie vir ons kuier, dit was goed om saam met jou te wees, en dankie ook vir julle ondersteuning. Jy kan nou gee, daar is 'n SnapScan wat jy kan gee, of sommer op die webloer na ons rekeninge as jy so wil gee. En dan nooi jou uit na Heilsaam toe, ons is al op ons nuwe plekkie, jy is welkom om daar te kom inloer, geniet die dag.